Welkom by die Klipkouers potgooi. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Hallo Klipkouers, ek is Magdalene Kleinans, eienaar van Senbou. Senbou is 'n besigheid wat so 4 jaar terug op die been gebring is, nadat ek en my man en kinders ons hier in Orania kom huisves het. En Senbou is gefokus daarop om telefoniese diens in Afrikaans te lewer. Magdalene, welkom. Dankie Jacques. Vertel ons 'n bietjie meer oor jouself. Jacques, ek is gebore so 35 jaar terug in Pretoria. Ja, en ek is baie bevoorreg om die oudste van 6 kinders te wees. My ouers het nie genade gehad nie en gesê as jy klaar op skool was, dan sal jy gaan leer. En ek het na 'n jaar in Duitsland was, het ek toe onderwys gaan studeer. Onderwys is toe nou nie eintlik so lekker vir my gewees het, toe besluit ek om sielkunde te studeer. So ek het toe nou na my onderwys en sielkunde graad ook nie onderwys gaan hou nie en myself toe op die ou einde bevind by die Solidariteit beweging waar ek as 'n kommunikasiebeampte begin werk het. Ek was ook baie nou betrokke met bemarking daar gewees en het in daai tyd toe besigheidsadministrasie deur die NISA studeer. En na 7 jaar by Solidariteit het ek en my man besluit om ons te kom vestig in Orania. Nou ja, dit is so 6 jaar terug wat ons toe nou hiernatoe verhuis het. En mens moet dan nou maar 'n bietjie uit die boks uit dink as jy ewe skielik nie meer werk het nie. En omdat my passie by die Solidariteit beweging gelê het, was dit baie maklik om iets in daai lyn te begin en net Senbou toe nou gebore. Nou ja, 4 jaar later en Senbou gaan daarom nog sterk aan en ek geniet nog elke oomblik daarvan. Dit is baie lekker as jou passie jou werk is of jou werk jou passie, dan voel dit nie soos werk nie. Sê gou vinnig vir my, hoeveel mense werk al vir jou? Jacques, ons is nou so 50 mense by Senbou. Ons het aanvanklik begin met net myself, wat eers die besigheid nou maar probeer het en kyk hoe dit werk. Ek het vir so jaar lank op my eie probeer en toe besef ek maar op nou ernstig kyk wat is die uitbreidingsmoontlikhede en toe het ek begin met 5 agente. Nou ja, vandag is ons nou 50 agente. En ek moet sê, ek geniet nog elke oomblik daarvan. So sê gou vir my, wat se probleem los jou besigheid op? Daar's 'n paar probleme. As ek nou kan kyk na 'n onmiddellike probleem, is dit natuurlik telefoniese diens in Afrikaans. Ek dink Suid-Afrikaners weet dat dit iets is wat baie skaars is. As 'n telebemarker jou skakel, is dit gewoonlik iemand wat sukkel om jou naam aan die ander kant korrek uit te spreek en dan gaan die gesprek redelik hakkelrig, omdat dit meeste van die tyd die persoon aan die ander kant se tweede taal is en nie moedertaal nie. Maar ons Afrikaans sprekende mense sou dit eintlik verkies het dat 'n Afrikaans sprekende persoon met ons praat. En dit gebeur ongelukkig baie selde. Hier en daar is daar besighede wat nou moeite daarmee begin doen en ek dink ons los daai probleem regtig baie goed op. En dan natuurlik 'n bietjie nader aan die gemeenskap is mens los 'n werkloosheidsprobleem op. In Orania is daar nie iets soos werkloosheid nie, maar dit is lekker nou veral vir ons vrouens om 'n tipe werk te doen waarin hulle dan nou ook tuis voel. Soos 'n hele paar voels met een klip. Wat maak jou besigheid anders as jou kompetisie? Nou natuurlik, jy het nou die Afrikaanse ding wat 'n groot ding is, verseker. En nou dink ek sê nou verseker, dit klink so tong in die kies, want verseker is mos nou die nuwe Afrikaanse. Dis die Afrikaanse versekering van Auto & General. So wat maak jou besigheid anders behalwe die Afrikaans? Ek dink my besigheid, omdat hy klein is, het sekere kwaliteite. Mense het 'n ander tipe verhouding met jou kliënt. As jy kyk na 'n belsentrum waar daar 2000 agente is die agente nommer 1 net 'n nommer. En jou kliënt, daai groot maatskappye se kliënte is ook maar net nog 'n kliënt wat 'n verslag moet kry vir wie data deurgebel moet word en wat ook al aan die ander kant uitkom is nou maar net nog 'n kliënt se sukses of dan 'n ondergang. Maar by Senbou is dit belangrik om 'n baie goeie verhouding met elkeen van sy kliënte te hê omdat
dit natuurlik van ons voortbestaan afhang. Ek het ook 'n baie lekker kultuur onder my werknemers en ons gee regtig baie om vir mekaar en dis iets wat jy nie sommer in 'n baie groot belsentrum gaan kry nie, waar jy in een van 2000 sitplekke moet gaan sit. Jy ken nie jou buurman nie, jy sit elke dag op 'n ander plek. Ja, so ek dink ons het 'n bietjie 'n meer huislike atmosfeer. Natuurlik wil 'n mens groei en gaan groei dalk 'n bietjie van daai kultuur verander, maar ons geniet dit op hierdie stadium nog soos dit is. Ja, ek hoor wat jy sê, daai familiegevoel is natuurlik ek het nou die dag of ek dink jy's vandag se onderhoud met Mias van Vieren wat uitgegaan het hy ook gepraat van wat hulle mos sê strategie of kultuur eet strategie vir ontbyt. En daai is net weer eens 'n bevestiging, weet daai kultuur, dis nie 'n ding wat net nageboots kan word deur jou kompeteerders nie. Nee, dit is iets wat gebore is saam met die besigheid. Hoe gaan jy te werk om nuwe kliënte te werf? Jacques, op hierdie stadium moet ek sê, groei Senbel geweldig vinnig en doen ek nie juist veel om nuwe kliënte te werf nie. Ek probeer liewer my bestaandes hou en vir hulle meer werk doen, om dit vir hulle meer sinvol te maak. Maar dit het al gebeur dat daar geleenthede op my pad gekom het, waar ek iemand genader het deur 'n probleem uit te wys, of 'n leemte uit te wys in hulle besigheid, en dan met 'n oplossing te kom. Ek dink dit is nogal wat ek ook al in 'n hele paar boeke gelees het, is as jy 'n kliënt nader, identifiseer 'n probleem, maar kom ook met die oplossing. En dan gaan hy net baie meer daartoe genee wees om besigheid na jou toe te skuif, want hulle soek oplossings. Absoluut, en ek stem saam, jou baie goeie advies ook vir die klipkouers, net ook daai proaktiwiteit. Ek dink dit is ook een ding wat ek ook onlangs in jou van die onderhoude wat ek dink selfs wat ek weer dink wie was dit? Ek dink was Louis van der Walt wat ook gepraat het van mense wat vir jou werknemers om nie selfs as daar probleme met die staf of wat ook al om te kom na die baas toe met die oplossing versus kom hou my handjie vas of kom doen die werk vir my. Ek wil net so 'n bietjie dieper delf in terme van waar jou groei vandaan kom. Is daar spesifieke sektore wat meer oproepe benodig? Weet wat dryf binne jou bestaande kliënte, wil ek half sê die groei? Ek dink dit is natuurlik hulle behoefte wat groei. Goed, soos jy dalk vroeër genoem het, is my hoofkliënt is die Solidariteit Beweging, wat natuurlik 'n ledeorganisasie is en wat daarna streef om meer lede te hê. En my tipe besigheidsmodel is ook om dan uit hulle databasis vir myself nuwe data bymekaar te maak. En as hulle groei, dan groei my besigheid en groei hulle verder. So dis 'n wen-wen situasie. So dis uit en uit, ek wil sê daai full circle effek, nê. Maar dis ook natuurlik jy ontgin, dit klink ook vir my die ontginning van daai data is baie krities. Dit is baie belangrik want data is baie duur. Ons almal weet hoe skaars data is. Met nuwe wetgewing is dit nie sommer so eenvoudig om data in die hande te kry nie. So hier is 'n baie bekostigbare manier as jy dit reg aanwend. Ek weet nou, ek en jy het nou in die verlede 'n bietjie gesels ook. Ek bedoel julle het ook in terme van die telefoonantwoorddienste vir klein saakondernemings. Ek weet daar's ook iets in die pipeline in terme van die moontlike bietjie addisionele, wil ek sê ek weet nie wat se regte Afrikaans, die back office, die agterkantoor ondersteuning en so aan. Hoe lyk die dinge daarso? Dit is iets wat nou baie mooi vorm aanneem en die rede waarom ek besluit het om nie noodwendige fokus te verskuif daarin nie, maar dit eerder nog 'n deel van die besigheid te maak, is omdat 'n mens, dit gaan vir my oor werkskepping. 'n Mens sit met mense wat regtig nie altyd 'n bemarker is nie, maar hulle is gretig om te werk, hulle het 'n goeie telefoonstem, hulle het goeie menseverhoudings, dis net dat hulle is nie 'n werwer nie. En dan wil mens graag vir so 'n persoon ook iets bied. En die perfekte produk of diens dan wat so 'n persoon kan bied, is dan om 'n telefoonantwoorddiens te doen. En iemand vriendelik te antwoord, sy probleem op te los, 'n boodskap te neem, dit vir die regte persoon weer aan te stuur en dan ook 'n verhouding met daai kliënt te hê. En nou ja, ek het nou al so 2-3 sulke kliënte wat ons nou so voel en op hierdie stadium gaan dit baie goed. So ek is opgewonde oor wat die toekoms inhou in daai verband. Ja, dit is definitief, ek dink julle is
besig om die regte perd op te saal daar, daai behoefte gaan net groter en groter word. En ek dink ook soos die nuwe generasie van entrepreneur wat deurkom, die ouens wil daai onnodige koste sny. Dis 'n belangrike diens om te hê, maar as jy almal kan nie 'n voltydse staf bekostig nie. Of nou moet jy spesiale telefoonkontrak gaan uitneem in 'n kantoor sodat daar nou en iemand kry om die ding te antwoord. Wat belaglik is. Want aan die ander kant wat ek ook altyd vir ouens sê, dit frustreer my en vir die klipkouers daar buite, moet asseblief nie jou selnommer gebruik op jou besigheid of as ek sê as jou hoofnommer op jou webwerf byvoorbeeld. Ek sê nou jou selnommer natuurlik met jou selnommer op jou besigheidskaart wees, maar baie ouens gebruik hulle selnommer as die besigheid se nommer of hy gebruik sy Gmail of Yahoo e-mailadres. Dit skree Mickey Mouse, jy weet, so moet asseblief weet die ouens dit moet ten minste, soos ek sê, lyk ten minste net groter as wat jy werklik is op die einde van die dag. En jy wil nie daai besigheidsoproep antwoord as jy langs die strand lê nie. Nee. Dit reflekteer ook baie sleg op jou besigheid. Absoluut. So wat is heidaglik of histories 'n groot pyn in jou besigheid? Dit is nou om te klaar met die witbrood onder die arm, maar groei is op hierdie stadium nogal 'n probleem, omdat 'n mens graag wil groei, maar daar is soveel ander goed wat ook moet groei en wat nie noodwendig saam met jou besigheid groei nie. Soos byvoorbeeld die gebou waarin ek is. Hy is tans te klein en om 'n nuwe perseel te kry is nogal 'n kopseer. So daar moet 'n gebou gebou word. Dit is natuurlik nou weer 'n paar rand waarvan 'n mens praat. Jy het telefoonstelsels wat aangepas moet word en daar is ook kostes aan verbonde. So dit is die heeltyd 'n opweeg teen mekaar en wat die belangrikste is en wat gaan nou aandag geniet. Maar dit is ook 'n lekker kopseer, 'n lekker uitdaging en dit is maar deel van entrepreneur wees, is om elke dag met daai uitdagings te sit. En ek dink ook dit is waarom 'n mens dan 'n entrepreneur is, as jy sien kans vir daai uitdagings. Absoluut, en dit is konstante probleemoplossing op die einde van die dag. Wat is die grootste besigheidsfout wat jy tot dusver gemaak het? Om nie aandag te gee aan dit wat regtig aandag moet geniet nie. Ek is nie baie groot op prioritisering nie. Ek erken my foute en ek is administratief nie baie sterk nie. Wat ek ook nou geleer het uit die verlede se foute is kry iemand wat daarmee sterk is. Moet dit nie sien as 'n bedreiging nie. Gryp dit met albei hande aan en laat daai persoon daai deel van die besigheid goed en reg doen en maak staat op so 'n persoon. Ek het op 'n stadium veral wat finansies aanbetref, mens het jou boekhoustelsel wat altyd moet klop en op datum wees en mens skeep daai tipe van goed af en dan kom jy dit op 'n dag agter as dit te laat is en dan moet iemand anders ingryp en orde daarin kry. Nou moet ek sê ek is regtig bevoorreg met baie goeie personeel wat my in daai opsig help. En kan ek terugkyk en vir myself skop dat ek dit nie vroeër al gedoen het nie. Ek het 'n baie goeie vriendin wat self haar eie besigheid het en sy het vir my gesê, as jy iemand aanstel, stel iemand aan wat iets beter as jy kan doen. Anders is dit nie nodig om die persoon aan te stel nie. Dat is baie goeie advies. Dit laat my dink aan 'n ou sê ding wat ek baie lief is om te gebruik en ek het dit jare terug in Jack Welch, die afgetrede CEO van General Electric, het dit een van sy boeke geskryf. Hy het gesê strengthen your strengths and outsource your weaknesses. En dit is ek is 'n groot aanhanger daarvan om fokus op wat jy goed doen, maar moenie 'n paar rand en sent probeer spaar om goed wat jy nie meer goed is op 'n of 'n dag te probeer aanpak en tyd te mors. En soos jy regtig uitwys, is daai prioritisering, daai fokus. Want dis 'n ding wat jou maak of breek. En dis ook 'n tema wat ek die afgelope paar maande vir my baie, hoe kan ek sê, selfs vir my besigheid baie meer prominent raak. Is waar is ons fokus? Ek dink ons is baie gefokus, maar ek kom agter, weet jy, ons kan nog meer gefokus wees. Hoe hanteer jy daai oomblikke van onsekerheid of vrees? Bid. Ja, gelukkig is ek 'n baie rustige mens. Dit moet baie vat om vir my jittery te maak en ontstel te maak en daai gevoel wat jou heeltemal verlam. Maar as dit gebeur, dan besef ek, nou is dit tyd om terug te gaan na jou knie toe. En dit maak 'n mens sommer rustiger. En dan het ek geleer om in sulke tye dit wat jou pla neer te skryf. En die oomblik as jy dit doen, dan sien jy, want ek is maar visueel ingestel, maar dan sien jy
maar dit is eintlik nie so erg nie, en as ek nou hierdie lysie goedjies, wat gewoonlik 'n A4 vol is, as ek dit nou so en so en so doen teen daardie tyd, dan gaan dit nie so erg wees nie, en dan raak jy onmiddellik rustiger, en dan kan jy doelgerig jou probleem aanpak. Ja, dis baie goeie advies, Magdalene, en ek stem 100% saam met jou. Ek het ook 'n gewoonte om te skryf, en ek dink baie dit help vir eerste dinge, kry hierdie gedagtes uit jou kop uit. Nommer 1, en dan natuurlik, ek dink ook wat baie belangrik is, wat ek onthou ook in die begin van my besigheid, het ek ook geleer dat jy moet amper daai worst case scenario moet jy definieer, want baie keer is jy bang vir iets, maar jy weet nie actually wat dit is nie. Jy weet nie regtig wat is die ergste nie, maar die oomblik wat jy gaan definieer, wat is worst case? Okay, nou moet ek maar 'n kelnerin gaan word, jy weet, vir 3 maande om die pot in. Dan kom jy agter, maar weet jy seker goed, is nou nie die einde van die wêreld nie. Jy weet, jy gaan nog steeds kan eet, oorleef en so aan, maar omdat dit nie gedefinieer word nie, is dit baie groter, wil ek al sê, in mense geestesoog is wat dit werklik is. Ja. Ek het een keer 'n boek gelees, die boek se naam was Hou op kommer en begin leef. En wat die persoon gesê het, ek kan glad nie onthou wie die boek geskryf het nie, maar ek onthou die persoon het gesê, wanneer jy in 'n benoude situasie is, dink jouself net af, wat is die ergste wat nou kan gebeur? En raak rustig daaroor, want is dit nou regtig so erg? Niks kan ooit regtig so vreeslik erg wees nie. Wat is die ander ding? Is dit 98% van die goed gebeur in elk geval nie? Jy weet, dis die ander kant daarvan. En dan 'n ander ding wat ek ook raad wat ek kan gee is, moet nooit wakker lê nie. Moenie in jou bed lê en rondrol nie. As jy 3:30 in die oggend wakker word en jy kan nie meer slaap nie, staan op en doen ietsie, want jy bly 'n uur daar in die bed en rondrol om wat te doen. Die oomblik as jy opstaan en daai probleem begin aanpak, dan raak jy outomaties rustiger, dan kan jy meeste van die tyd terugklim in die bed en verder slaap. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig, sodat julle die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwai waardeer. Dankie. Wat 'n sagte ware of applikasie is vir jou baie waardevol? Sou dit nou wees vir persoonlik of dan nou vir die besigheid? Ja, my iPhone. Wat omtrent alles kan doen. Ja, en dit is baie lekker as jou werknemers ook dieselfde programme as jy gebruik op jou foon. Ek het dit maak dit net baie makliker om met mekaar te kommunikeer en lysies te maak en mekaar te herinner aan goed. So ja, ek moet sê ek hou baie van my iPhone. Ek wil net so aansluit, jy weet, Suid-Afrika is, ek onthou oor die jare was BlackBerry nou voor hy bietjie in duie gestort het. Wat het BlackBerry vervang? Is maar die Samsungs en die iPhones, ja, wat maar die groot... Ek kom dit maar agter, dit moet wees, want die ouetjie wat my persoonlike assistent is, het vandag sy BlackBerry vervang met 'n Samsung, so ek kan nogal dink dat dit dan die foon is wat die BlackBerry vervang. Wat is jou gunsteling aanhaling? My gunsteling aanhaling, ek wou nou vertaal het in Afrikaans, maar ek dink ek gaan hom maar tog in Engels sê. En dis van George Bernard Shaw, en hy het gesê, life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. Maar dan wil ek saam met dit sê, alles is net genade, alles is net geleen. En 'n mens moet daai uitgangspunt in die lewe hê. Die lewe skuld mens niks nie, maar dit wat jy het, moet jy voor dankbaar wees en dit ook met dankbaarheid hanteer. Baie goeie advies, en ek dink dit sluit ook baie mooi aan van daai oomblikke van onsekerheid en vrees, nee. Ek kom ook agter, en my verkeerd verstaan is, ek is nou nie die model voorbeeld nie, want van hierdie goeters, ek klap my, of kan ek sê, ek is gereeld besig om vir myself te herinner, hoor jy, ek moet onthou met elke dag te doen, maar dis dankbaarheid, is ek het so 'n klein dagboekie wat my forceer om 3 goed neer te skryf, vir waarvoor ek dankbaar is, aan die begin van elke dag, net om sekere goed wat jy van selfsprekend aanvaar, net om jou op nie daar aan herinner, en dit is
weer eens in tawwe tye of dit sleg gaan of goed om net te dink, maar weet jy wat, ek's gesond, ek kan loop, ek kan hoor, ek kan luister, ek het pragtige kinders, my vrou is lief vir my. Jy weet, ek het 'n warm bed om in te slaap. Net daai basics, gee net 'n bietjie weer perspektief. Nee, verseker. Hoe kan die Klipkouers met jou kontak maak? Goed, hulle kan kontak maak deur my 'n e-pos te stuur. En dis nie 'n Gmail adres nie. Dis Magdalene. Dit sou nou 'n verleentheid wees. Dit sou nou ek sou daai laat uitsny het. Dit is Magdalene@senbel.co.za. En dalk net vir die luisteraars sê wat nie weet nie of nie kan raai nie, Senbel staan vir Sentrale Belsentrum. Magdalene, verskriklik dankie vir jou tyd man. Dit was nou lekker om jou te gesels en dit is fantasties om te hoor hoe jy van krag tot krag gaan. Want ek het nou die dag toe ek nog met jou gepraat het, dink ek was jy 40, net oor die 40 en nou is jy al klaar. So dis ongelooflik om te sien hoe vinnig jy groei en veral dan ook uitbrei ook. So baie sterkte daarmee en ek hoop het jy 'n datum vir die nuwe gebou. Nee, dit is nog in die beplanning, maar ek hoop hy sal definitief binne die volgende 2 jaar staan en dat ons om sommer klaar vol sal sit. Fantasties. Hoor jy sterkte met al die dinge en ek hoop om weer gou met jou te gesels. Dankie, Jacques. Bye. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.